Jesus. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Ja, loof hom, prys hom, geloof na hom toe gaan. Hy is ons skyn en hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas waarskynlik, slaan op tromme en kom dans oor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, van sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Amen. Prys die Here. Prys die Here, prys die Here. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Kom ons sluit ons oë. Kom ons sluit ons oë in hierdie mooi stemming. Vader, ek wil vir U dankie sê dat ons vanmôre, liewe Here, U kan besing. Dat ons vanmôre U kan loof en prys en kan weet dat U koms is voor die deur. Here, alles sal vergaan, sê die woord, maar U woord sal ewig bly staan. Here, en ons moet op daardie woord staan. Ons moet op die rots van die eeue staan. En daardie rots is Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Halleluja! Here, U koms is voor die deur. Dan gaan elke knie buig. Here, elke mond sal bely dat Jesus is koning van die groot heelal. En ons wil vanmôre dankie sê vir hierdie geleentheid wat ons het. En hierdie oomblikke waarin ons ons kan verheug, verbly, met blydskap hier in ons binneste. Omdat ons weet, Here, maak nie saak wat in die wêreld aan die gang is nie. Maak nie saak of my liggaam nie is wat dit meer moet wees nie. Maar wat ek weet is, die Here is getrou. En die Here sit op die troon
Halleluja! Maar hy kom weer. Hy kom om sy kinders te kom haal. Hy kom met sy loon, as hy kom om ons te kroon. Ek weet, my Jesus kom weer. Prys sy naam. Mag u elkeen vanmôre kom seën. Mag u elkeen se hart vanmôre kom oopstel, verruim maak, sodat u Heilige Gees vanmôre in ons midde kan spreek en dat u met ons kan praat vanmôre. Ek vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie. Ons verdien niks, maar ons vra dit in daardie magtige, lieflike, groot en heilige naam, daardie gekruisigde Jesus. Halleluja! En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. En ons almal sê amen. En ons almal sê amen. Prys die Here. Ek wil met u vanmôre deel wat ook maar al die afgelope tye op my hart lê. En dit is vanmôre, en ek gaan uit Openbaring, u kan dit vanmôre naslaan, Openbaring 3 vanaf vers 14. Openbaring 3 vanaf vers 14. En as ons na hierdie gedeelte gaan kyk, dan sien ons, daar is 7 briewe wat uitgestuur is na predikante toe, met die verskillende soorte gemeentes, met die tydperke wat afgespeel het. Ek gaan nou nie in diepte daaraan gaan nie, want dis nie waaroor ek wil praat nie. Maar die eerste brief is aan hierdie ene geskryf, en dan daai ene, en dit is aan al die kerke. Maar nou kom ons hier in die 7de brief. En die 7de brief aan die gemeente van Laodicea. Laodicea, en dit beteken, Laodicea beteken afvalligheid. Ons lewe nou in 'n tyd waar die kerk afvallig is. Wat is die kerk? 'n Kerkgebou? Nee, dis u en ek wat gered is die kerk. En ek wil vir u sê, die kerk, die Christendom in geheel, is nie op die plek waar hulle moet wees nie. Die kerk is nie op die plek waar hulle moet wees nie. Om 'n Bybel te lees en te bid, sê iets, want dit sê eintlik niks. As daar nie 'n persoonlike verhouding en 'n saak is met die Here nie, beteken die Bybel lees en gebed niks nie. Daar moet 'n verhouding, 'n lewendige verhouding met die Here wees. En ek wil hierdie gedeelte lees, en dit is waarin ons onsself nou bevind. Eintlik al vir jare, maar ons bevind ons in hierdie gedeelte. En hierdie woord van die Here vanaf vers 14, as u dit het, dan kan u sê amen. Openbaring 3 vanaf vers 14. Het dan nie dit dan. Maar in elk geval, hulle gou goed het dan nie daar sê. Daar sê Openbaring 3, dan gaan ons van hier af lees. Daar sê nou. Daar sê van daar af ons lees. Ek lees in die 53 vertaling. En kom ons lees vanaf vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense. Dit sê die Amen. Dis die Here, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Soos hier is dit Jesus wat aan die woord is, die Heilige Gees wat spreek en praat, want Jesus was van die begin af daar. Hy was saam met God toe die aarde geskaap is. Saam met God. En vers 15 sê, ek ken jou werke. Die Here is bewus en hy dra kennis, môre tannie, dra kennis van wat die mens doen, wat die kerkwêreld doen. Die Here weet van elke kerk, waarmee is hulle besig? Waarmee is die kerk besig? Hy sê, ek ken jou werke. Kyk nou wat sê die Here, dat jy nie koud is, en ook nie warm nie. So die Here sê, dat die kerk vandag, is nie warm vir die Here nie, maar hulle is ook nie koud nie. Dit beteken mense wat glad nie die Here dien nie. Hulle het nie 'n saak eers met die Here nie. Hulle is nie warm vir die Here nie, en hulle is ook nie koud nie. Hulle is hier tussenin. En weet u, daar is nie so iets by God van tussenin nie. Daar's 'n swart en daar's 'n wit. Daar's nie 'n grys area by die Here nie.
Ons kan nie sê ons wil 'n bietjie van die Here en 'n bietjie van die wêreld nie. Daar werk nie so iets by God nie. Ons kan nie die wêreld dien en ons sê ons kan God ook dien nie. Ons kan nie twee konings in ons hart en ons lewens hê nie. Dat kan nie. Daar kan net een wees en dit moet die Here wees. Hy sê al was julle nou maar koud en ook nie warm nie. Was julle tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uit spoeg. Sien nie mooi wat sê die Here hierso? Hy sê, omdat jy nie warm is nie, en ook omdat jy nie koud is nie, jy's hier tussen en jy's lou, gaan ek jou uitspoeg. Wat het die ou mense baie gemaak? Wanneer hulle nie lekker gevoel het nie, wat het hulle gedrink? Lou water. Ja, ek weet, maar lou water, dit moet lou, sout, maar is lou, want dit maak jou naar. Lou water maak jou naar. En dit bring op. Nou die spuug beteken nie spoeg soos dit beteken die Here bring op. Die Here bring op, dis die oorspronklike teks sê die Here bring op, want dit maak hom naar. As iemand nie koud is, of heeltemal warm is nie, dan maak dit hom naar. En hier kan ons lees, dat daar is nie eens 'n berou nie. Die Here sê net, ek gee julle nie kans nie, ek bring julle op. Hy gee kans, maar wanneer die kerk nie meer op die plek is, nie meer die Here wil dien nie, gaan hy op die einde van die dag aan die buitekant staan. Ons gaan dit nou lees. Kom ons gaan verder, hy sê, vers 17, wat sê jy? Dis wat die kerkwêreld vandag sê. Ek is ryk, en ek het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie. Weet jy hoe baie staan predikante vandag agter kansels, en hulle steun op hulle geleerdheid. Hulle steun nie op die Heilige Gees nie. Hulle steun nie op die Heilige Gees ondersteuning nie. Hulle steun op hulle geleerdheid. Geleerdheid maak mense slim, en dan stoot hulle die Heilige Gees een kant toe. Ons gaan nou sien, jy gaan dit in die Bybel lees. Nou sê jy, ek het ryk en verryk geword. Gaan kyk bietjie, die ou mense het altyd gepraat. Vroeger jare het hulle gesê, die kerke was van hout, en die harte was van goud. Nou lewe in ons, die kerke is van goud, en die harte van hout. Dis waarin ons nou lewe. Mense het hierdie pragtige kerke en alles, en hulle sê hulle het alles, hulle is ryk, hulle ken die woord, hulle ken alles, maar hulle is eintlik, sê die woord van die Here, kyk nou mooi. Hy sê, en jy weet nie dat jy is wat ellendig is, en beklamswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Wat beteken hierdie arm? Arm sonder geld? Nee. Arm sonder die kennis van God se woord. Baie mense kan die woord opnoem, soveel as wat hy wil. Baie mooi, hy weet waar staan alles geskrywe, maar daar is niks hier binnekant nie. Die mens het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan is verloon. En die woord sê so, hy sê, eintlik is jy naak voor my. Dit beteken ons kan niks vir die Here wegsteek nie. Hy weet wat aangaan in die kerkwêreld. Die Here weet. Ons is naak voor hom. Ons is blind. Geestelik blind. Ons kan nie sien nie. Mense lees die woord. Nou hoor hulle wat sê die predikant oor die televisie of oor die kansel. Maar hulle gaan nie, hulle ken self nie die woord nie. Want hulle het blind geword. Die kerkwêreld het blind geword. Hulle sien nie meer mooi nie, hulle vat alles aan wat 'n persoon net sê, maar hulle gaan ondersoek nie God se woord nie. Hulle is geestelik blind. Ek wil vir u sê, die dag wat hy die bassein gaan blaas, en die Here kom raap ons weg hier uit hierdie aarde uit, gaan daar baie mense wat in die kerk is, gaan agterbly. Baie in die kerk gaan agterbly.
Om kerk toe te gaan en Bybel te lees en te bid, sê nie dat jy gaan hemel maak nie. Dis nie wat die woord sê nie. Maar kom ons lees verder, en die woord van die Here sê verder, hy sê, ek raai, dis wat Jesus nou sê, hy sê, ek sien waar julle is, ek weet waar julle staan, ek weet waarmee is julle besig. Hy sê, ek raai jou aan, om van my te koop, goud, wat deur vuur gelouter is, sodat julle kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naakheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Die Here sê, jy's naak, jy's blind, jy's nie op die plek waar jy moet wees nie. Nou sê die Here, kom koop by my. Waardeur het Jesus vir u en vir my gegaan? Deur sy kosbare bloed vir u en vir my te stort. Sy lewe vir ons af te lê. Nou sê hy, kom koop dit. Kom koop sy bloed. Dis wat die Here eintlik sê. Hy sê, dit wat ek vir julle gedoen het, is ewig waar, want is gelouter, oomblik vir oomblik, gesuiwer. Die kerkwêreld is in ander plekke, hulle is besig met baie ander goed, maar hulle koop nie die eenvoudigheid van die kruis nie. Weet u hoe min word daar gepreek oor die kruis? Ek praat nie van die hout waaraan Jesus gehang het nie. Ek praat van wat Jesus daar gedoen het. Daar word nie meer gepreek daaroor nie. En dis hoekom die Here sê, ons moet terugkeer na die boodskap van die kruis. Ons gaan nou daarna kom. Maar hy sê, so kom koop vir my, dat jou oë gesalf kan word. Jesus het die oorwinning aan die kruis gedoen. So as ek en u wil sien wat die Here wil hê ons moet sien, dan moet ons geloof in sy afgehandelde werk plaas. Ons moet glo wat die Here vir ons gedoen het. Nie aan manne en vroue se slim geleerdheid nie. Die kerkwêreld is nie op die plekkie, hoor mooi wat ek vir u sê vanmôre. Hy sê dat jou naakheid, dit wat jy mee besig is, kan bedek word. Keer terug na die kruis. Hy sê, vers 19, hy sê so, almal wat ek lief het. Hoor mooi, Jesus sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Weet u, die woord hierso sê, bestraf. Dit beteken nie dat die Here sê, ons dra 'n straf nie, want hy straf het hy klaar aan die kruis gedra. Hy het klaar die straf aan die kruis gedra. Hy sê, ek tugtig die ene, daarom is daar kerke wat nie op die plek is nie. Dan kom die Here en hy werk deur, en hy begin hulle te wys, waar moet hulle aandag en hulle fokus wees. Dan trek hulle aandag, en dan is daar kerke wat tot bekering kom. Kerke, mense, wat sê ek was op 'n verkeerde pad. Want die woord van die Here sê, daar's 'n weg, wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan, is die dood. Baie mense dink, ek is op pad hemel toe. Baie dink, ek is in my kerk. My kerk. 'n kerk kan u nie red nie. Geen kerk kan u red nie. Jesus, wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, is dit wat ons red. Maar ons moet glo. Ons moet dit glo. Hy sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Die Here praat nie met 'n kerk wat sê hulle is bekeerd, maar hier sê die Here, bekeer julle. Julle is nie op die plek waar julle moet wees nie, bekeer julle. Weet u wat in hierdie instansie is? U voel dalk by jouself, u is al jare op die pad, en u dalk gedoen vir die Here wat u wou gedoen het, maar u voel dan vanmôre, ek het nie so baie vir die Here gedoen nie. Wat kan ek doen? Weet u kan baie doen. Wanneer u gaan en u kan op daai bed lê, vroeg in die môre, laat in die aand, in die middag, sê Here, red ons kerk. Red hierdie wêreld. Red die jong mense, bid. Weet u, hier's baie bidders. Dis tyd dat u die tuig weer moet optel en sê, ek moet bid vir ons nasie, volk en taal.
Bid vir die regering. Die Here sê, as ons nie bid vir die regering nie, kan ons nie rustig slaap nie. Dis wat die Here sê. Bid vir ons jong mense, soos nog nooit van tevore moet ons bid nie. Die Here wil hê ons moet bid. Maar broer, ek weet nie wat om te sê nie. U weet, die Gees van die Here sal u lei, vra die Here. Hy sê, wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk nou vers 20 sê, kyk nou mooi, ek het nou vir u gesê, die kerk is nie op die plek nie. Kyk wat sê vers 20. Kyk, ek, Jesus, staan by die deur. Staan by die deur. Waar? Aan die buitekant van die kerk. Hoor mooi. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ek klop. As iemand my stem hoor u hierso, die woord van die Here sê, as iemand, dit beteken 'n enkeles. Nie 'n globale nie. Ons sê in Suid-Afrika, ons lewe in 'n Christenland. Ons lewe nie in 'n Christenland nie. Mense sê, maar dit wat in hulle harte is nie die waarheid nie. Hulle sê nie die waarheid nie. Nou staan die Here aan die buitekant. Want dan iemand wat klop, staan ons nie in die binnekant en hy klop buitekant toe nie. Dis nie waar nie. Hy staan aan die buitekant en hy klop. Ek wil vir u daai verhaal, ek weet die tyd haal my in, maar ek wil vir u sê dat iemand vertel eendag, dis jare terug, ek weet nie waar was dit nie. Hy kom in die kerk en hy voel nie tuis in die kerk nie. Hy voel mense verstoot hom. En hy voel nie die teenwoordigheid van die Here nie. Weet jy gaan baie keer by kerke en dit voel dit soos 'n dooie yskas. Daar's geen lewe in daai plek nie. Niks. Die Gees van die Here is nie eens daar nie. Hy staan dan, hy voel by homself, niemand slaan ag op hom nie, hulle verstoot hom en hy gaan sit aan die buitekant. Op 'n trappie uit buitekant op die kerk. En iewers skielik voel hy iemand se hand op sy skouer. En hy oomblik kyk hy so links, maar hy huil. En hy kyk links of regs. En die persoon vra vir hom, "Hoekom huil jy?" Hy sê, "Hulle soek my nie daar binne nie. Daar's niks daar binnekant wat vir my ook tot vrede en blydskap is nie. Tot rus ook is nie." En weet jy wat sê daai persoon vir hom? "Hulle soek my ook nie." Weet jy wie was dit gewees? Jesus. Jesus. Die kerk soek my ook nie. Die kerk soek vandag nie die Here nie. Hulle is besig met baie aktiwiteite, seminare, kursusse, praat oor die dinge van die Here. Maar wat sê die woord van die Here? Hulle is soos 'n blikkie met klippies, wat jy afrol in 'n pad. Dis net 'n klink. Dit klink na 'n groot, daar gaan groot dinge aan, maar daar gaan niks aan, dis 'n geraas. Mense kan nie meer tot bekering kom nie. Maar hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, wie is die deur? Jesus. Jesus is die deur. As iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Jy moet mooi hoor vanmôre. Ons praat van daar is 'n groot kerkwêreld, maar in die kerkwêreld is daar net 'n oorblyfsel wat hemel gaan maak. Hoor mooi wat ek sê. Die Here sê daar is net 'n handjie vol wat gered gaan word. In die kerk is daar net 'n oorblyfsel wat gered sal word. Nou sê hy hierson, nou daarom, dan sê mense baie kere, daai persoon, hy verlaat die kerk. Nou wil hy sy eie kerk stig. As dit van die Here is, dis dit reg. As dit nie van die Here is nie, dan is dit weerstrewigheid. Dis sy eie dinge wat hy wil doen, selfregverdiging. Maar as dit van die Here is dit reg, want hoekom? Ekskuus, dis skriftuurlik. Hy sê, as iemand, as een persoon, en hy gaan uit, en hy soek die Here se aangesig in gees en in waarheid,
dan sê die Here, dan as jy die deur oopmaak, sal ek binnekom en saam met jou maaltyd hou en jy met my. Kyk verder. Aan hom wat oorwin. Hoor mooi. Jy moet nou mooi hoor. Aan hom wat oorwin in hierdie laaste dae. Waar kry ons die oorwinning? Deur wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dis waar ons oorwinning kry. Ek het vir u gesê, gaan alles oor die kruis. Kyk mooi, hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek, sê die Here, gee om saam met my te sit op die troon. Waar sit Jesus nou? Aan die regterhand van? Soos ek ook oorwin het. Waar het Jesus oorwin? Op met die opstanding. Aan die kruis. Aan die kruis. Aan die kruis, aan die ou nuwe kruis. Ek wil vir u sê, die woord van die Here sê, ons moet terugkeer na die kruis toe. En om 'n woord te spreek en te sê, die kruis sê niks. Ons praat van, om daarin te wandel, en daarin te beweeg, en dit jou lewe te maak. Die kruis is nie net vir redding nie, die kruis is vir heiligmaking elke dag. Dis waarvoor die kruis, gaan lees Paulus se boeke, dan sal u sien. Lees Paulus se boeke, ek gaan net weer hierdie lees, hy sê, aan hom wat oorwin, u en ek, sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek oorwin het. Want toe Jesus aan die kruis oorwin het, want toe hy daar staan, en hy blaas sy asem uit, toe sê hy, Here, dis volbring. It is finished. Testelalisai, dit is volbring. En toe hy sterwe, toe in die graf lê, die 3de dag het hy opgestaan, en na 40 dae het hy opgevaar. En waar gaan sit? Aan die regterhand van God. Hoekom het hy gaan sit? Hoekom het hy nie gestaan nie? Wat beteken sit? Beteken is 'n afgehandelde werk, ek is klaar. Ek is klaar. Nou gaan Jesus weer terugkom, nie meer baie lank. Baie mense wie se asem uitblaas, by baie van die instansies waar die ou mensies is, die asem wat uitgeblaas het, jong mense, middeljarige mense, dan het die Here ook gekom. As jy nie reg is nie, is dit hel toe. Ek sê dinge baie regheid, maar ek wil vir u sê, ons lewe in ernstige tye. As jy nie reg is en jy gaan dood, gaan jy reguit hel toe. En as jy sterwe en jy's reg, hoe saak met die Here, gaan jy reguit hemel toe. Reguit. Daar's nie so iets soos 'n bewaringsplek nie. Dis nie wat my Bybel sê nie. Almal wat in bewaringsplek was, is nou losgekoop deur die bloed van Jesus. Hulle het opgevaar. Hulle het opgevaar. Ek gaan hierdie twee net weer saam lees, want hulle loop saam, die laaste twee gedeeltes, 21 en 22. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Kyk nou mooi vers 22, laaste ene. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hoor jy? Die Gees van die Here praat met die gemeente, praat met die kerk. Ons lewe in 'n afvallige tyd. En die wat oor het, my pa het altyd gesê, jy sê jy luister, maar jy hoor, maar jy hoor nie, want jy luister nie. Weet jy, daar's 'n verskil tussen hoor en luister? Jy kan my baie meer vertel. Ek is 'n youngster, ek is 'n kykentjie onder u. Maar om te hoor is om te sê, ek hoor, daar's 'n Hadida, ek het hom gehoor nou net. Maar wat is luister? Baie is hy op pad. Roep hy na kos. Wat wil hy gaan doen? Dis luister, dis nou raak dit diep. Nou sê die Here hierson. Hy sê, die wat ore het om te hoor, laat hom hoor. Die Here sê eintlik, my kerk, kom terug na die kruis toe. Kom terug na die kruis toe. Come back to the cross. Kom terug na die basiese beginsel toe. Kom terug na die kruis. Ek sê vir u, nie die hout nie, nie die hangertjie wat u dra nie. Ek praat van wat Christus daar gedoen het. Dis 'n sinoniem.
Dis 'n sinoniem, as daar gepraat word in die woord van die Here van die kruis, dan praat hy van alles wat Jesus daar gedoen het. Die oorwinning wat hy daar behaal het. En u kan oorwinning kry deur die omstandighede en in u omstandighede rus en vrede wanneer u geloof in Christus plaas. In Christus hou, omhels, u eie maak. Dit vasmaak elke dag. Want Lukas 9, die ding is Lukas 9 wat sê, as ons die Here wil volg, moet ons wat opneem? Wat se kruis? Elke huis het sy kruis. Nee. Dis die oorwinning wat die Here aan die kruis gedoen het. Dis wat ons moet optel. Daai wat die mense sê, elke huis het sy kruis. Hulle sê verkeerd. Ja, elke huis het sy probleme, maar die Here wil nie jy met probleme optel nie. Hy sê, neem die kruis op, elke dag. Gaan lees dit, elke dag. Elke dag. Verloon jouself. En wie doen die verloning? U, ek en u moet bereid wees om minder te word. En die Here moet meer word, sodat ons minder kan word. Neem die kruis op elke dag, en volg my elke dag. Hoekom sê die Here elke dag? Ek het dan een keer my hart vir die Here gegee, en ek is eenmaal dit gedoen, en nou is ek mos reg. Nee, elke dag. Want ek wil vir u sê, die wêreld daar buite is verskriklik. En die duiwel is daarop uit om kinders van die Here hulle geloof te steel. En as jou geloof gesteel word, deur enige omstandighede, deur enige ding wat daar op jou pad langs kom, my familie sien my nie raak nie, my kinders het my weggegooi, ek glo nie daar's 'n God nie. Nee. God het nog nooit iemand teleurgestel nie. Nog nooit nie. Nog nooit nie. Hoor vanmôre wat ek vir u sê, die Here het nog nooit iemand teleurgestel nie. Maar waar was hy gewees, toe dit en dat met my gebeur het? Waar was hy gewees? Is dit nie dieselfde woorde wat Adam en Eva gespreek het nie? Is dit nie dieselfde woorde wat die volk in die woestyn gespreek het nie? Waar is God? Waar is God? Ons is mens, ons voel baie keer so, kom en die Here my nie gehoor nie. Maar die Here hoor, die Here sien. En ek wil net vanmôre weer eens vir u sê, dat ons lewe in die eindtye. En ek weet, dis baie van u wat sê, ek het dit gehoor toe ek 'n klein seentjie was, 'n klein dogtertjie, het ek gehoor die koms van die Here is naby. Maar die Here se koms is naby. Toe Jesus op aarde was, het hy gesê my koms is naby. Het hy sê my koms is naby. Want hy gaan, vir 'n tydjie gaan julle my sien, vir 'n volgende oomblik gaan julle my nie sien nie. Dan gaan julle my weer sien, deur die Heilige Gees. Maar dan kom die Here terug. Die Here se koms is baie naby. En ek en my vroutjie wat jonk is, ek wil vir u sê, kom, bid vir ons. Bid dat die predikante die regte woord sal bring vir die mense. Weet u wat is die grootste gevaar agter kansels? Dit gaan nie oor dat die predikante regtig nie die woord bring soos wat hy dit moet bring nie. Hy bring nie dit wat in die woord staan nie. Daar's sekere goed wat hy wegskuiwe en sê nee, ek gaan nie daaroor praat nie, want dit val nie in ons belydenis nie. Die volk moes 'n lammetjie eet as 'n huisgesinnetjie voor hulle uit is. Moes hulle net die boutjie eet. Wat sê dan nie? Alles. Wat moet ons eet van die woord? Alles. Want daardie lam beteken Christus. Verwys na Christus. Alles, my kinders. Ons moet alles in hierdie woord eet. Daar moenie iets wees en sê, ag nee, wat is verby, dis klaar. Die dispensasie van dit en dit is verby. Nee, alles in hierdie woord. Die woord sê, alles sal vergaan. Huise sal tot niet gaan. Geld sal tot niet gaan. Karre sal opvrot. Alles sal tot niet gaan. Maar my woord sal vir ewig bly staan. Want wie is die woord? Wie is die woord? Jesus. Wat van Jesus? Wat van Jesus? Dis nie net Jesus nie. Dis Jesus en wat hy vir u aan die kruis gedoen het. Dit is die woord van God. Dis die woord van God.
Kom ons sluit ons oë. Kom ons sluit ons oë. Vader,